soek mense in hulle gebrokenheid op. God se seën wag altyd aan die ander kant van gehoorsaamheid. Die Here soek mense wat hom steeds in hulle woestyn sal aanbid. U is 'n God wat my sien. Halleluja! Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ek is regtig vanmôre, as ek die Engelse woord mag gebruik, humbled. Ek is humbled deur hierdie voorreg. Ek bring vir jou groete vanuit Ventersdorp. Groete vanuit Ventersdorp. Sluit jou oë saam met my. Mag ek jou vra om aan jou ore te vat? En dan sê jy saam met my, Here, salf vanmôre my ore, dat ek u woord sal hoor. Vat nou in jou hart. O, salf my hart. Mag hierdie woord so saad wees, wat sal vrug dra in my lewe. Amen. Vir 'n geruime tyd al brand hierdie 3 woorde in my hart. Hy sien jou. Maar dis belangrik dat ons die nuance reg sal hê, want ek bedoel nie vanmôre, pas op, hy sien vir jou nie daardie sien nie. 'n Deernisvolle sien. Daar is iets traumaties daaraan om nie raak gesien te word nie, stem jy saam? Om te voel jy word oor die hoof gesien. Om te voel jy maak nie regtig saak nie. Dikwels bevind ons onsself in 'n werksplek waar ons voel ons word nie raak gesien nie. En dan is die groot tragedie dat ons soms in 'n huis woon en ons voel partykeer onsigbaar vir die wat saam met my daar woon. Maar toe ek vanmôre by hierdie gemeente ingestap het, het dit my getref hier by Simfonie gemeente word mense raak gesien. Is dit waar? Hier word mense raak gesien. Cheer net 'n bietjie die bedieningsspan. Hier word mense raak gesien. Ek praat met jou vanmôre oor 'n baie bekende gedeelte daar uit Genesis 16. En natuurlik is Abraham en Sarai bekende karakters in hierdie deel en hoe maklik sou dit nie wees om oor hulle te praat nie. Abraham, die vader van ons geloof, Sarai, die first lady, as ek dit so kan sê, die matriarg. Maar ek moet vanmôre met jou praat oor iemand wat eintlik onsigbaar was. Nie 'n vrou van invloed nie prominent nie 'n intellektualis nie. Niemand sou waarskynlik opstaan as sy 'n vertrek binne stap of vir haar 'n stoel uittrek nie. Sy was 'n Egiptiese slaaf. Slavin gekoop deur Abraham. En dit verstout my om te sê dat Hagar waarskynlik nie eens in die Bybel genoem sou wees as dit nie was dat Sarai onvrugbaar was nie. Genesis 16 vers 3 leer ons dat Sarai hierdie slavin Hagar gevat het en sy het haar vir haar man Abraham gegee sodat sy vir hom 'n kind sou baar.
Sy het nie Sarai se, Hagar se toestemming gevra nie. Ek glo nie vir een oomblik dat daar 'n prokureur was wat Hagar se belange in 'n surrogaatooreenkoms beskerm het nie. Nee. Hagar het geen seggenskap hierin gehad nie. As slavin was sy nie baas oor haar eie lewe nie. Sy kon nie haar eie toekoms bepaal nie. Sy was eintlik 'n blote gebruiksartikel. Ons ken die verhaal. Daar is baie spanning in daardie verhaal. Kyk, die definisie van moeilikheid is 2 vrouens in een huis. Stem jy saam? Dis die definisie van groot moeilikheid. Vers 4 leer ons dan dat toe Hagar agterkom dat sy swanger was, het sy begin neersien op haar meesteres. Ons sou sê sy het 'n houding gekry. Sy het aanstellerig begin word. En dan vers 5 is oom Abraham natuurlik in die midde van hierdie konflik. Want nou begin Sarai hom verwyd oor alles. Nou kyk, ek moet vir julle sê, julle ken nou nie my frik nie. Hy is nou al 74, maar kyk, as 'n ander vrou net na hom sal kyk, sal ek vuil beklei. Ek sal vuil fight. Jacques, jy sal my sien. Van 2 vroue wat beklei is mos erger as 2 ratelslange of leeuwyfies, stem jy saam? As jy Genesis 16 lees, dan voel jy die vyandskap, die vyhandigheid in hierdie hoofstuk amper tasbaar. En dan sê vers 6, dat Sarai vir Hagar so sleg behandel het, dat Hagar eintlik van haar af weggevlug het. En ons teks wat ons nou gaan lees, want hierdie is die konteks. Die teks wat ons nou gaan lees, kry dan vir Hagar by 'n fontein in die woestyn, swanger, alleen, waarskynlik bang, onseker, in nood, verwerp, verlate, op vlug. En sy het seker gevoel, soos baie van ons soms voel. Niemand sien nie. Niemand gee om nie. Niemand verstaan nie. Maar dan gebeur daar iets wonderliks. Dan gebeur daar iets wonderliks. Sê vir die een langs jou, as jy wakker. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind. Nou hierdie, ek wil hê jy moet baie mooi kyk. Engel is hier met 'n hoofletter geskryf. En teoloë is dit eens dat wanneer engel van die Here met 'n hoofletter geskryf is en uit die konteks van die verdere gedeelte is dit duidelik, Christus self waarskynlik het hier daarna verskyn voor sy inkarnasie, Christus self. En hierdie is aangrypend. Dis die eerste keer in die Bybel waar ons lees dat die engel van die Here aan iemand verskyn. Die eerste keer. En hierdie raak my hart. Hy verskyn nie aan 'n vername persoon nie. Hy verskyn nie aan Noag of Abraham of Sarai nie. Nee, hy verskyn aan 'n uitgeworpe slavin. 'n Niks. Iemand die mense nie raak sien nie. En die skrif sê, God vind haar. Sê dit saam met my, God vind haar. En hierdie vind beteken, God het aktief en doelbewus gekom om Hagar te ontmoet waar sy was. Aktief en doelbewus. En kom ons beklemtoon dit weer vir mekaar. Geen mens van aansien nie, 'n slavin, onsigbaar vir mense, maar die God van die hemel kom aktief en doelbewus en hy vind haar, halleluja, halleluja. God soek mense
in hulle gebrokenheid op. Soos Moses in Midian, Elia onder die besembos of braambos, Pastor George, wat se bos, die gelykenis van die verlore seun, die verlore skaap, die Samaritaanse vrou by die put. Die Bybel is vol verhale van God wat mense vind. Dis die hart van genade. Dis die hart van die evangelie. Jesus Christus wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Sê net 'n bietjie halleluja, 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 halleluja. Ek weet nie in watter persoonlike woestyn bevind jy jou vanmôre, dalk nie. Dalk 'n woestyn van skuld of pyn of emosionele trauma of verwerping. Ek bring vanmôre vir jou nuus. God vind jou selfs in die woestyn. Hy volg jou in die woestyn in. Ek gee nie om waarheen jy gaan nie. God sal jou altyd vind. Sy liefdevolle genade reik oral. Ek dank die Here dat toe ek diep in die woestyn van sonde was, hy my gesoek het, hy my gevind het. Hy het my gevind toe ek op my laagste was, hy het my gevind toe ek hom teleurgestel het. Hy het my gevind in my woestyn van radeloosheid, vernedering. Hy vind ons wanneer ons geen heenkome het nie. Halleluja aan die God wat ons soek. Halleluja aan die God wat ons vind. Kan ons vir hom 'n lofoffer gee. Halleluja. Halleluja. Oh, en dan noem hy haar op haar naam. Ekskuus as ek emosioneel raak. Partykeer voel ek soos daai wenende profeet. Was dit Jeremia, nee? Wenende prediker. Hy noem haar op haar naam. Hy sê Hagar. Slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Hagar. Daar's mos iets special daaraan as iemand jou op jou naam noem. Stem jy saam? Dit praat van persoonlike betrokkenheid. Die noem van iemand se naam is asof dit waarde gee, erkenning gee. Waar sy in haar woestyn van doorverlatenheid sit, roep die God van die hemel haar op haar naam. Hagar, slavin van Sarai. Dit het my nogal 'n bietjie getikkel. Hoekom omskryf die Here haar? Want jy sien vers 4 het ons geleer, Hagar het so 'n bietjie vergeet wie sy is. Hagar het 'n bietjie vergeet wat die realiteit van haar situasie werklik is. Sy het haar verantwoordelikheid vergeet en gevlug. Nou herinner God haar aan haar verantwoordelikheid. En dit mag dalk vir ons hard klink. Hagar, slavin van Sarai. Voordat die Here iemand herstel, konfronteer hy jou altyd met die waarheid van wie jy is. 'n Waarheid wat gevra word, dat ons dit in die oë sal kyk. Waar kom jy vandaan? Dink jy God vra hierdie vraag omdat hy nie die antwoord ken nie? Natuurlik nie. Eintlik is hierdie waar kom jy vandaan, waar gaan jy heen, 'n uitnodiging dat Hagar haarself sal ondersoek.
'n uitnodiging tot selfondersoek. Baie mense vlug deur hierdie lewe sonder om ooit eerlik te wees oor hulle wonde, hulle trots, hulle bitterheid, hulle pyn, hulle rebellie, hulle vrese. Maar genesing begin wanneer ek en jy erken waar vandaan ons kom en ons aandeel vierkantig in die oë kyk. Waar gaan jy heen? Ek het al soveel keer mense in berading gesien wat in 'n tyd van pyn irrasioneel en rigtingloos is. Waar kom jy vandaan? Waar gaan jy heen? Eintlik wil God nie net Hagar se pyn genees nie, hy wil haar koers verander. En dan lees ons in vers 9 amper die haas ondenkbare. En ek het vir myself gesê, as die Here dit vir my gesê het, ek sweer ek sou 'n senuwee-ineenstorting gekry het of iets dergeliks. Die engel van die Here sê, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Eina, seker die laaste ding wat Hagar gehoop het om te hoor. Sy het vernedering beleef. En nou sê God, gaan terug. Gaan terug, hoekom? God se oplossing was nog nooit vlug nie. God wou hê dat Hagar haar eie karakter van hoogmoed, soos blyk uit vers 4, vierkantig onder die oë moes kyk. Hy wou eintlik deur sy proses haar hart en haar karakter transformeer. En daarom beklemtoon God, gaan terug na jou meesteres. Hy sê vir Hagar, jy's uit orde. Jy's uit orde. Kom terug onder orde. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel en ek is deursigtig genoeg dat ek dit vir jou gaan vertel al stel dit my in 'n slegte lig. Is dit alright? Maar jy gaan my nou nie veroordelend aankyk nie. Baie jare terug hou ek 'n kamp vir 'n gemeente daar op die eiland. Dit was 'n week voordat my jongste seun Nicolas sy lisensie sou kry. En Frik en Nicolas en nog 'n pel van hom het daar in 'n tent gekamp en ek was by 'n ander deel van die terrein en die oggend vroeg hardloop ek om te gaan groet, te kyk of is hulle alright. En Nicolas vra of hy met my man se nuwe 4x4 kan ry. En Frik sê, soos dit 'n goeie pa betaam, nee. En wat sê mammy? Ag Bokka kan dit so erg wees? Hy kan net 20 km/h op die terrein ry. En Frik sê, ry maar. Nicolas ry by die hek uit daardie dag. Hy skryf die 4x4 af, die Here bewaar hom dat hy nie eers 'n skrapie het nie. Maar die Here leer my daardie dag 'n les van orde. Ons het vir 4 jaar afbetaal aan 'n voertuig wat ons nooit die voorreg gehad het om weer te kon ry nie. Sien maar net sies. Sies, hoe kan jy? God leer my 'n duur les daardie dag. As vrou is ek blootgestel teen die aanvalle van Satan as ek onder my man se gesag uitbeweeg. En die man sê amen en die vrouens sê eina. Die Here sê vir Hagar gaan terug na jou meesteres. Daar's 'n orde.
onderwerp jou onder haar hande. Ek herinner jou aan Jakobus 4 vers 6 wat sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Halleluja. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hou op weghardloop, Hagar, hou op om weg te hardloop van dit wat jy eintlik moet konfronteer. As jy aanhou weghardloop, sal jy nooit ontdek wie jy in Christus is nie. Jy sal nooit wees wat God bedoel het dat jy sal wees nie. Van dit waarvan jy wil weghardloop, daardie plek van ongemak, is juis dit wat bedoel is om jou geestelik te laat groei. Dis juis dit wat bedoel is om jou tot geestelike wasdom te bring, om jou geloof soos goud te louter. Mentor van my, Pastor Johan Stein, het altyd gesê, dit wat jy nie nou hanteer nie, hanteer jou later. Hanteer jou later. God se seën wag altyd aan die ander kant van gehoorsaamheid. Selfs al vra dit vernedering. Voordat God iemand verhoog, sal hy jou altyd eers leer om te buig. Halleluja. En dan praat die engel van die Here met haar, hy troos haar, hy gee vir haar die opdrag, maar hy gee vir haar 'n wonderlike belofte vir haar kind. 'n Belofte dat Ismael, hoe sy hom moes noem, Ismael 'n groot nasie sal word. Noem hom Ismael, want die Here het jou in jou ellende gehoor. Genesis 16 vers 10 tot 12, openbaar 'n God wat ons vind, openbaar 'n God wat ons hoor, openbaar 'n God wat beloftes gee in die woestyn, openbaar 'n God wat steeds werk in die midde van menslike chaos. Hagar het gedink haar storie gaan in die woestyn eindig, but it's not over. Until God says, it's over. En dan gebeur daar iets in Hagar. Sy begin die Here aanbid. Nou die skrif sê dit nie vir ons eksplisiet nie, maar ek dink die konteks maak dit afleibaar. Sy aanbid die Here in haar woestyn. Die Here soek mense wat hom steeds in hulle woestyn sal aanbid. Aanbidding is nie afhanklik van gemak nie, dis nie afhanklik van oorvloed nie. Dit gaan oor die wete dat El Roi jou raak sien, selfs in jou eensaamste plek. Loof die Here. En ek wil vra dat jy nou saam sal staan, want ek wil jou vra om vers 13 hardop saam met my te lees. Kan ek jou dit vra? Ons lees vers 13 hardop. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat my sien. Het ek hom wat my sien ook hier gesien? Lees weer daar die eerste stukkie. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat my sien. Halleluja! Halleluja! Halleluja, jy kan weer sit. Toe noem sy die naam. Dit beteken, sy het iets van God se karakter ontdek. Sy het 'n openbaring gekry van wie God is. Hagar het nou iets van God verstaan, wat sy tevore nie geken het nie.
En merkwaardig, sy's die eerste persoon aan wie die engel van die Here verskyn. Sy's ook die eerste persoon in die Bybel wat vir God 'n naam gee. El Roi, die God wat my sien. Die God wat my in my ellende raak sien. En daar's vir iets kragtigs in hierdie woordjie my. Die God wat my sien. Dis persoonlik, dis intiem. Die God wat my sien op my laagste oomblik toe niemand my gesien het nie, het die God van die hemel my gesien. En hierdie waarheid verander Hagar. Ek wil vanmôre vir jou sê, as daar iets in my lewe is wat ek geleer het. Wanneer jy besef, wanneer jy weet, dat God jou sien, maak dit nie meer saak wie anders jou nie raak sien nie. Is dit nie waar nie? Dit bring 'n aanbiddingsvreugde. 'n vreugde wat jou verander. God sien my en dis genoeg vir my. Ek voel in my gees dat God vanmôre vir iemand hier sê, ek weet jy het nie een of ander fancy titel nie, maar ek sien jou. Ek weet jy het al baie foute gemaak, maar ek sien jou raak. Die duiwel mag vir jou sê, daar gaan niks goeds van jou kom nie, maar die God van die hemel sien jou vanmôre raak. Dis as ware, asof hy vanmôre inzoom op Simfonie Gemeente, en hy sien mense raak. Ek sien wat jy deurmaak, sê die Here. Ek sien jou pyn. Ek sien ook wat jy sal wees. Die engel van die Here profeteer oor hierdie kindenaar. Ismael, uit wie daar 'n groot nasie sou voorkom. Dis amper asof ek wil vra, hoe kan daar uit swakheid grootsheid kom? El Roi, God wat sien. Hagar het die woestyn binne gegaan as 'n vlugteling, 'n vernederde slavin, 'n gebroke vrou, maar sy stap daaruit met 'n openbaring van die God van die hemel, El Roi, die God wat my sien. Hy sien jou. Hy sien jou. Psalm 113 vers 5 tot 7 vra, wie is soos die Here ons God, wat laag neer sien in die hemel en op die aarde, wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop afverhef. Hoor jy, God kyk nie net na groot figure nie. Hy sien die nederiges, hy sien die vrou in die stof. Hy sien. Jy mag dalk in jou persoonlike woestyn sit. Maar ek wil hê dat jy vanmôre sal beleef dat jou woestyn nie leeg is nie. Dis gevul met die teenwoordigheid van die Here. Hagar noem nie net vir God El Roi nie, sy noem die plek Lachai Roi, en dit beteken die fontein van hom wat lewe en my sien. Sy het besef, hier op hierdie plek het ek gedink ek gaan sterf, maar ek het ontdek, God lewe en hy sien my. Hy sien my. As jy hom vandag gaan sien, sal die openbaring van wie hy is, jou lewe verander. Hagar se wêreld het nie dadelik verander nie. Maar sy het verander. En dis die belangrikheid. Sy het verander, omdat sy geweet het, God sien my.
En daardie wete het haar die moed gegee om terug te gaan en in gehoorsaamheid die opdrag van die Here te gaan uitleef. Elroy, die God wat my sien. Die hoogtepunt van God se sien is nie in Hagar se verhaal nie. Die hoogtepunt is dat in Christus Jesus, toe hy aan die kruis van Golgotha hang en ons pyn, ons skuld, ons verwerping op hom gedra het, in Jesus Christus het God elkeen raak gesien. Hy sê, ek sien jou nie net nie, ek het iets daaraan gedoen. Ek het iets daaraan gedoen. In Christus het ek iets daaraan gedoen. Ek het nie net jou trane gesien nie, ek het dit gedra. Ek het nie net jou skuld gesien nie, ek het daarvoor gesterf. Hagar het nie vir God gesoek nie, maar God het haar gesoek en gevind. En toe hy haar naam roep, Hagar, het sy reageer. En as jy vanmôre jou geestelike oor oopmaak, sal jy hoor hoe dat die God van die hemel jou op jou naam roep. Ag, jy is soos Hagar. Ag, jy is soos Hagar. Sê, hier het ek U gesien. Hier het ek hom gesien wat my gesien. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord jou help om vars sout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.